Vriende, die nuwe jaar lê soos 'n onbekende pad voor ons. 'n Rowwe roete wat ons nog nooit van tevore gery het nie. Natuurlik, dit maak jou miskien baie opgewonde, maar aan die ander kant dalk ook bang en vreesbevange. Want jy sien, daar wag moontlik moeilike bulte, skerp draaie, virkpaaie of T-aansluitings wat my laat twyfel oor die regte rigting. Ook verrassings, goed of sleg, vreugdes, gevare, vol riviere van teleurstellings, eensame vlaktes van worsteling en verlatenheid. Maar tog ook heerlike rusplekke. En gelukkig natuurlik die aanmoediging van ons medereisigers. Maar weet jy, bo alles, belangriker as alles, dis op hierdie pad wat die kind van God uitroep, en ek glo dis ook jou hartsbegeerte, uitroep en sê, Here, as U nie saamgaan nie, kan ek nie verder gaan nie. Nou jy weet natuurlik, dit was ook die hartskreet en die versigtiging van Moses, destyds op die trekpad na die beloofde land Kanaan. Ons lees dit daar in Exodus hoofstuk 33 vers 15. Dis nou Moses het vir die Here gesê, as U teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat optrek nie. Nou jy weet, vir Moses het dit oor baie meer gegaan, dat God maar net saam moet gaan en 'n veilige reis moes waarborg. Nee, dit was baie dieper, dit het gegaan oor die sin en die betekenis van die lewe self, die wese van ons bestaan as mense. Want hoor 'n bietjie wat sê Moses reeds in vers 13. Daarom, as ek wel guns gevind het in U oë, maak tog aan my U paaie bekend. Met ander woorde, die regte roete, dat ek U kan ken, sodat ek guns bly vind in U oë. Besef tog dat hierdie nasie U volk is. Die kerngedagte, dat ek U kan ken. Miskien moet ons net gou vinnig teruggaan na die agtergrond van hierdie hartstogtelike gebed van Moses tot God. Op hierdie stadium, sal jy weet, het God nou reeds sy volk met 'n kragtige hand uit die slawerny van Egipte verlos. Die volk het reeds die reddingsdade, die wonders van God se beskerming en versorging ervaar. Die tog daardeur die Rooi See, die manna en die kwartels. Hulle was nou hier by die berg Sinaai, waar God sy wet aan Moses bekend gemaak het. En ja, alles klink so heerlik en wonderlik, maar jy wat die geskiedenis ken, sal ook weet, daar was 'n afgryslike donker kant. Die volk met die kort geheue en die bose harte het sowaar 'n goue kalf gemaak en daarvoor gebuig en so afvallig geword van God, hulle verlosser. Dis onbegryplik. Maar ja, dis wat gebeur het. Hierdie volk, ondankbaar, ongelowig, hardnekkig, het eintlik hulle rug op God, hulle verlosser, gekeer. Natuurlik, dit het God se toorn, sy woede laat ontbrand.
Soveel so dat hy hierdie einste volk wat hy gered het uit Egipte nou wou vernietig, uitdelg en 'n nuwe volk uit Moses begin. Ons lees daarvan in hoofstuk 32, vers 9 en 10. Die Here het ook vir Moses gesê, ek het hierdie volk deurgekyk. Onthou, dis nou na die hele betalje van die goue kalf. Hulle is inderdaad 'n hardnekkige volk. Laat my nou dan met rus, met ander woorde, los my uit, sodat my toorn teen hulle kan ontbrand en ek hulle kan vernietig. Ek sal jou dan 'n groot nasie maak. Nou, jy sal weet, dit het Moses in sy binneste geruk. Dit het hom diep ontstel en hy het vurig by God gepleit. Ja, hy het gepleit op grond van God se beloftes aan Abraham, Isak en Jakob om tog hierdie volk te spaar en nie te vernietig nie. En weet jy, ja, God, en dit is so goed om dit aan die begin van die jaar weer te hoor, God is 'n hoorder van gebed. Hy verhoor Moses se gebed, en dan lees ons iets verbuisterend in hoofstuk 32 vers 14. Die Here het toe spyt gekry oor die onheil wat hy gesê het, hy sy volk sou aandoen. Hier gebeur iets geweldigs. Gebed het God se hart omgedraai, sodat hy spyt gekry het oor 'n besluit wat hy reeds geneem het. Nou, moenie vir my vra om dit teologies te probeer verdedig of te verduidelik nie, maar dis wat gebeur het. God het besluit om nou nie meer die volk te vernietig soos hy voorheen aangekondig het aan Moses nie. In antwoord op gebed. En daarom, geliefde, moet nooit ophou bid en smeek nie. Solank jy bid, is niks onmoontlik nie. Maar natuurlik, dis nou nog nie die einde van die storie nie. God het toe wel besluit om nie die volk te vernietig nie. Al het hy hulle inderdaad swaar gestraf, gaan lees maar daar in Genesis 32:33. Maar hy het gesê, hy gaan nie meer saam met hulle trek nie. So, alles was nou nog nie reg nie. Hy het wel besluit om hulle nie te vernietig nie, maar hy sê, ek kan nie saam met julle gaan nie. Hy sê, ek sal net 'n engel saamstuur. En dan moet ons ook die rede verstaan waarom God gesê het dat hy nie saam met hulle sou wou trek nie. Want hy was juis oortuig dat sy heiligheid hulle sou vernietig. Ja, die heiligheid van God te midde van hierdie onheilige volk sou baie gevaarlik wees vir hierdie volk. Want onthou, hulle was 'n hardnekkige, ongehoorsame, onheilige volk. Maar dis nou waar Moses opnuut weer by God gepleit het. Kom ons luister dan net weer na vers 15, nou dat ek en jy die agtergrond beter verstaan. Moses het vir die Here gesê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat optrek nie. Met ander woorde, Moses sê, Here, God, ons kan nie sonder u verder gaan nie. Ons kan nie sonder u nie. U moet met ons saamgaan.
Ja, Moses weet dat hulle dit nie durf waag om verder te gaan as God nie by hulle is nie. Vriende, ek en jy is hier aan die begin van 'n nuwe jaar. Ons durf nie waag om sonder God ons lewensreis aan te pak nie. Ook nie spesifiek dan die skof van hierdie jaar nie. En weer eens, onthou, dit gaan nie bloot oor die Here se hulp en versorging in hierdie jaar nie, hoe belangrik dit ook al mag wees. Dit gaan oor baie meer, dit gaan oor die kerndoel en sin van my en jou bestaan. Weer eens, wat is dit nou weer? Om God te ken. Om God te ken. Alles gaan oor hom. Hy maak my lewe sinvol. In die goeie tye, maar ja, ook in die slegte tye wat dalk vir ons kon wag in hierdie jaar. Jy sien, dit gaan oor God. Dit gaan daaroor om sy heerlikheid raak te sien. En dit bring ons dan by hierdie aangrypende versigtiging van Moses in vers 18. Moses sê toe: "Toon asseblief u heerlikheid aan my." Dis sy gebed. Here, maak u heerlikheid, openbaar u heerlikheid aan my. Maak u heerlikheid aan my bekend. Jy sien, Moses weet, en ek en jy moet ook besef, die heerlikheid van God self, om hom te ken as die heerlike, oneindige, wonderlike God. Dit oortref alles in die lewe. Want God alleen is oneindig, onuitputlik, heerlik. Hy en hy alleen gee sin aan my lewe. Jy weet, hier aan die begin van die jaar kan ons baie mooi doelwitte en ideale hê. Nou, party daarvan is realisties, ander is dalk naïef en heeltemal onrealisties. Maar natuurlik, daar's baie goeie dinge en doelwitte waarna ons as mense kan streef. Maar uit my hart uit wil ek vandag vir jou sê, daar's net een doelwit hier op aarde wat bo alles belangrik is. Wat uitstaan bo alles wat mooi en wonderlik is. En dit is om God te leer ken. Om God te leer ken. Dis waarvoor ons op aarde geplaas is. Om God te ken en hom te bewonder en hom te geniet, sy teenwoordigheid, en ons in hom te verlustig. Ja, om ons vreugde en vrede in hom te vind. Hy kan en sal jou nooit verveel nie, nooit teleurstel nie, nooit beskaam nie, tot in alle ewigheid. Net prakties om jy af te eindig. Dalk wonder jy nou hoe prakties, hoe kan ek God leer ken? Hoe kan ek sy heerlikheid sien? Weet jy, dit was ook vir Moses 'n probleem. Want die Here sê vir hom, nadat hy nou hierdie gebed gebid het, ek wil graag u heerlikheid sien, sê hy, jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan my nie sien en bly leef nie. Ja, 'n sondige mens soos ek en jy kan nie God direk aanskou nie, ons sal sterf, sy heiligheid is te groot. So ons sit met 'n probleem. Maar weet jy wat, dis juist hierdie probleem, hierdie dilemma,
wat ons nou bring by die heerlike evangelie van ons Here Jesus Christus. Johannes skryf so diep hieroor in sy proloog, die begin van sy evangelie, skryf hy oor Jesus en wie Jesus is. En onthou, Jesus is die woord met 'n hoofletter. Ja, God self, wat mens, wat vleis geword het. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword, vleis geword, mens geword, en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke, die enigste, die eniggebore seun van die Vader, vol genade en waarheid. Vers 18. Niemand het God nog ooit gesien nie. Ja, ook Moses kon God se aangesig nie sien nie. Die unieke seun, self God, met ander woorde Jesus, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend gemaak. Jesus maak God sy heerlikheid aan ons bekend. Prakties, as ek Jesus persoonlik as my Here aanvaar het, dan begin ek die heerlikheid van God ken en sien. In Jesus se wonders en sy optredes begin ek leer wie God is en hoe God is. Ek leer die waarheid van God en die genade van God baie persoonlik ken. Dit is veral wanneer die kruis van die Here Jesus, sy kruisgebeure vir my sin begin maak, dat ek besef hoe oneindig heilig God is, hoe groot en heerlik en vol majesteit hy is, maar ook hoe oneindig genadig en barmhartig hy is, want hy gee sy seun vir my hierdie groot sondaar. En so as ek God sien, as ek God aanskou in Jesus Christus, dan besef ek kan nie sonder hom nie. Saam met hierdie wonderlike God sien ek kans vir die nuwe jaar met al sy bulte en draaie. Saam met Jesus is hierdie nuwe jaar ook 'n avontuur. Saam met hom is dit nog steeds nie altyd maklik nie. Want ons moet onthou, hy plaas ons ook in 'n leerskool, soos 'n harde veldskool. Net soos gebeur het met die woestynreis van die Israeliete. Hy moes vir hulle baie dinge leer op daardie pad. Maar saam met hom weet ek is verseker op pad na my ewige vaderland, maak nie saak wat gebeur nie. Daar waar ek vir altyd my sal verlustig in die heerlikheid van God. Waar ek vir altyd hom wat op die troon is en die lam, Jesus, sal aanbid. Geliefde, as ek en jy besef, net iets besef van die heerlikheid van God, soos dit aan ons gewys word, deur die lewe, die sterwe en die opstanding van ons Here Jesus, sal ek nie een tree in hierdie jaar wil gee, sonder hom nie. Daarom wil ek vir jou vra,
ken jy die Here Jesus? Het jy al sy heerlikheid aanskou? Dis die heerlikheid van die ewige God. Mag ek en jy in gehoorsaamheid aan Jesus God baie diep leer ken in hierdie jaar. Dit is die sin en die betekenis van hierdie nuwe jaar wat hy tot ons lewens toegevoeg het. Dit is die betekenis van ons bestaan. Mag die Here jou seën in hierdie jaar met sy teenwoordigheid.